Wat is dit wat so anders is vandag? Christine, wat blink daar in jou oë as jy lag? Luister saam as die wind saggies strelend deur jou goue hare gly en jy weet dat die seer van gister is alles verby. Christine, wat is dit wat daar in jou oë skyn? Kan jy voel hoe die sluier van die nag nou stil verdwyn? En die hoop is 'n wolkie eensaam swewend oor die einders mistig ver om jou skyn. 'n lig deur die duister en die dag begin. Christine, daar is sonlig in jou oë as jy lag. Jy droom nog, soos toe julle snip en russieput was. Om jou heen vlieg die dae en die maande in vergetelheid verby. En jy weet, daar's geen mens wat die noodlot ooit kan vermy. Christine, Christine. Sien jy miskien my pa? Seker laat, soos gewoonlik. Wat maak ons nou? Seker maar moet wag. As die ou vrou moes help. Haai jy. Kom help ons man. Wat moet keer? Kan jy nie sien hoe dink jy wil ek wegkom met die spultasse? Nee, hoe sal ek weet? Luister ou, jy moenie slim wees nie. Ek het jou guns gevra. Mooi manier van vra wat jy het, hè? Ag, begeer dit man, ons sal wel 'n plan maak. Jou pa sal in elk geval binnekort hier wees. Jou pa, hè? Met 'n motorkar? Nee, ou suster, ek sukkel ook maar. Sê jou pa moet jou help as hy kom. Luister, snip. Skoor. Ek skoor. Sê my snip. Wie's jy? Soek jy geselskap? Ek sê laat weet as ek geselskap soek. Dit, kom jou kyf aan oor jou neus. Nou opkraai. Embarrasseer ek jou miskien, Mattie? Ah, embarrasseer, hè? Waar hoor jy die groot woord, kindjie? Ek het jou gesê skoot snip. Nee, ek het besluit ek kan dalk tog iets leer in jou geselskap. Jy is nogal verwant, hè? Liewer verwant as kraai. Luister, ou, jy raak my vervelig. Ek en my nog baie moeite gesels en jy staan aan my lig. Hier, om as ek sit. Sit jy so effens die kant toe. Ander kan nie wind. Kraai, hè? Kraai wie? Cry the beloved country, snip. My naam is Yuri, as jy dalk 'n beter woord soek, Chrissy Pitt. Yuri? Yuri wie? Anker. Anker. Wat vir 'n naam is dit? Beter as kraai in elk geval.
Hallo, buurman. Dag, sê ons wat. Hoe lyk dit dan vir my het geselskap? Nogal, Christian, nogal. Wat dink jy, is ons kar groot genoeg vir al die rommel? Ek weet nie. Dis nog als baie jong. Luister, gaan jy ons nou help of nie? Jy sien ons oorweeg het. Christian, gaan jy my help om hierdie goed in te kry? Sal seker maar moet. Maar moes ons kom haal het, hy het seker vergeet. Moenie verskonings maak, jy suster. Ek maak geen verskonings nie, dankie. Ek sê maar net. Jy het baie pit, hè? Ek is regtig vreeslik jammer dat ons julle so geplaat, hoor. Dis nie plan jou kindjie om Christian te doen met plesier. Wag, laat ek jou help. Dankie vir die bak vakansie, Mattie. Dis 'n plesier. Totsiens. Was die trein dan vroeg, Christina? Groet pa nie eers nie. Middag, mevrou. Middag, mevrou. Middag. Middag, Christina. Hallo, ma. Dag, professor. Middag, professor. Jy hoef nie om te sê professor, jy kan maar sê oom, hy gee nie om nie. Christina, ek dink jy moet nou liewer inkom. O ja, baie dankie vir jou hulp, Snip. Ek weet regtig nie wat ek sonder jou sou gedoen het nie. Ek ook nie. Kom, Christian. Jy sal nie dink ek sit al 3 jaar by jou burger in Romeins-Hollands nie, Christian. Nee. Hy klim so styf uit sy limousine en hy draai sy rug net daar op klein Yuri anker. Ja, buurman. Ek het meer na die kindjie gekyk. Sy's regtig iets vir die oog. Skerp lip, Christian. Jy's nie hardklaar. Ons ek is van Hofmans, daar's 'n plot. Ek kan nie vir ons kom staan in die monitor nie. Ek ken my plek in die lewe. Sy het my sommer opgekommandeer. Nou, wat gaan jy nou doen? Doen? Niks, wat moet ek doen? Jy kan die vis nie laat werk met my buurman. Luister, buurman. Ag, kom nou, Christian. Luister, buurman. Al wat jy nodig het is 'n plan van aksie. En jy het dit. Vergeet dit. Maar daarom so 'n bietjie vir my verlang. Is jy opgemis, Christina? Hoe was die vakansie? Ag, ma, nie sleggie. Ek en Mat het op die plaas rondgelê en sy het nie eens iets gedoen om ons plek te bederf nie. Maak jy moes vermit nie. En hoe lyk die mense vir jou? Maar bedoel, is hulle ryk? Ja, maar hulle is ryk. 20 trekkers, 2 plaasvoormanne. Hulle huis 8 slaapkamers en 2 sitkamers. Dis nie wat ek jou gevra het nie, Christina. Dis tog wat ma bedoel. O ja, die familie. Mattie kom uit 'n baie goeie familie. Dis 'n erfplaas, sien? As jy weer nie vir jou by is, dan loop ek liewer. Ag, ma, bly tog. Help my, asseblief. Die man by jou hier afgelaat, Christina. Ek hoop nie jy het hom enige aanleiding gegee nie. Asseblief, ma. Gee my tog net kans om self oor dinge te besluit. Ek wil net nie in ons huis weer 'n herhaling hê van dokter van der Skypel se moeilikheid nie. Dat Emerentje met 'n gewone spoorwegklerk getrou het nie. Jy kan nie net indink hoe hulle moes gevoel het. Ag, maar jullie is alright. Maar hoef nie te worry nie. Sien jy nou, Elise? As Faantjie sê Yuri is alright, dan is hy alright. Los nou van kry. Maar vergeet blykbaar van die werktuigkundige met wie Christina verlede jaar rondgevletter het. Ag, Elise, kom ons vergeet hom maar loop wat daarvan. Geen net vir die sout asseblief. Ja, Elise kos is altyd 'n bietjie laf. Sy dink ons is sonde as iets lekker is. Wat julle vir plesier doen, sal ek nie weet nie.
Ouma alweer skelm. Los my uit. Ek is nie 'n kind nie. Met het jy al iemand gekry vir die dans? Waar sal sy tog 'n ou kry? Ek het 'n ou gekry. Ou weet jy miskien gevra? Hierdie Anker. Hy het ons nou die dag op die stasie gehelp het. Hy het jou gevra. Hy snip. Sal hy miskien verbeel? Is regtig teleurgesteld jou, Mattie. Daarom gedink jy kan beter doen as dit. Ag, baste met die kerels verkleineer. Ek verkleineer niemand nie. Snip. Maar daar's niks met hom verkeerd nie. Niks. Presies. Ag, hou moenie staan 'n inchip. Wie chip miskien in? Ek sê jou sê wat's met haar verkeerd. Sy is jaloers. Sy het gedink Yuri Anker gaan vir haar vra te verraai vir jou. Kom ons gaan. Nee, wag 'n bietjie, is nog vroeg. Hardloop as ek stop wrecking blommerde. Ek kan nie by jou nie. Toe ek eerste jaar was kon ek 'n Ferrari aan hardloop. Wat loop jy, Sabriel? Ja, meneer. Ja, meneer Anker. Ja, meneer Anker. Moet nie laat water op my baadjie drippie. Meneer my vanmiddag gesê dat die dak lek. Sou ek of meneer reggemaak het. Dis nou te laat. Hoekom jy nie na die weervoorspelling geluister nie, hè? Wat vir die eerste jaar is jy? Ekskuus, meneer. Ja, ek sou so dink. En luister, slaaf. As die meisie inklim, dan sit jy agter. Jy hou die sambreel sodat die water op jou drup en nie op haar nie, hè? Ek begryp. Ek sien klaar nie. Jy moet nie praat en sê ek sê jy moet praat nie. Die meisie is geen jou tipe. Ja, meneer Anker. Ja, en ek begin opmerkings hê oor hierdie motor. Ja, meneer. Hallo, Mattie. As ek geweet het, is so net iemand anders se kar geleen. Hou die sambreel. Verdui was die kar weer gevrek. Uit is jy slaap. Die reën het als beduiwel. She was not. Dankie. Jammer, Mattie. Dis niks. Jy moet weer eens my pa se kar die dag gaan vrek. Hier is in ons reën nat hier. My aarde was Faantjie. Wat? Dis Faantjie man, Kruise Boetie. Hallo Faantjie. Slaap? Ja? Dan sien jy professor Burger se seun? Ja, meneer. O, wonne. Jy het my sê jy het nie geweet nie. Slaap? Ja? As dit dalk 'n bietjie nat word, hou maar die sambreel nader aan jou. Dit drup nie te erg hier op my pakkie. Dit word 'n bietjie water nou. Dink julle oordryf daar op die eerste helfte is nie. Hallo Yuri. Hallo, Risiebe. Ag, nee, meneer Snip is alweer op sy stukke. Kan jy daarom dans, Snip? Wat dink jy doen ek? Styf druk. Ek het gedink julle plotties van Hofmansdal is nou eens by die tango. Ja. Waar is Snip by die dansery? Hoekom van jy nie uit nie? Nog wel 'n gedagte. Kom Snip. Ek wou nog sê dankie vir nou die dag. Niks. Ek's jammer as ek so effens snaaks met jou was. Moenie huilie, suster. Dis maar jou geaardheid.
Jy kan nie help as jy is soos jy is, nie kan jy. Jy was self nie baie oorvriendelik. Kyk, kom ons dans 'n vriend, hè? Sjoe. Ah, dis maar so Anker. Hoe gaan dit ook, kerel? Goed. En wie is die meisie? Wat is jou naam nou weer? Christine. Nou weet jy ook sommer staan by. Sê my, wat maak jy hier? Meisie het my gevra, dink jy? Aarde kan, waar kry jy daai mooi oë? Jy het net sulke mooi hare, ou groote. Wie koelinkie? Dis lekker is. Ek koop vir jouself as jy gebreklik. Ja, maar Anker, maar jy het 'n geitjie saamgebring, hè? Vind jy nie so vir ons? Jy gebruik daai mooi oë van jou. Kyk, Stadler, of wat jy naam ook al is. Wie is jy miskien, hè? Hy boer op Halfmansdal. Ook maar 'n vrotterige boer soos ek hoor. Anker, jy het al slim geword van ek jou laas gesien het. Hè? Was dit die universiteit toe julle onderdorpse ouens sulke groot koppe gee? Luister ou groot Piet. Ons het heelwat vrede gehad voor jy gekom het. Nou skoot. Van blaas doppies, Anker. En jy, kindjie? Kom ons gaan. Dankie, ek sou besig. Dankie vir die dansers. Waar het julle alles in die kar gesels, Frankie? Ek het gehoor jy's jaloers. Nie simpel wees nie. Ek dink in elk geval hy's kaas. Nou kan wie dan weet? My saak. Wel, hulle het nie gevry nie. As dit is wat jy wil weet. Mattie is nie die vry tipe nie. Daar gesels mens net intelligente dinge. Dis kuns en musiek en sulke koop. Jy loop nou besig. Sal ek een ding, Frankie? Ek wil hê jy moet vir my uitvind hoe laat het hy môre klas. En dan? En dan niks. Vind jy net vir my uit. Kom, werk ons op Vrydag het geskryf, sal ek ook nooit weet. Jy weet ook wie, want hy het 'n aaklige sadistische karaktertrek, want ek steek in die spierwoord aan sy psychopatische en paranoïde neigings tot cumulatieve en schizofrenische persoonlijkheidsaantakeling. Oeh, buurman, is jy seker regte is jou rigting? Kan jy nie kyk waar jy ry nie, man? Ek kyk waar ek ry. Hoekom jy voor my ingeswaai is? Enkel. En hy, jong, my knie is ook seer. Sy wou die stoep met haar kom staan. Shame, ek kan kyk jou hart nou. Vir my sê kindjie. En jy stip, jy beter toesien dat ek by die huis kom. Sjoe, eina man, sjoe, Ek eina. skryf die toets. By jou pappa, 'n baie belangrike toets. As ek hom dop, is my beurs in sy peekie. Wel, as is my pa hoor roekeloos, jy het dit in jou pekkie. Kom aan, help my nou. Oeh, versigtig wees, jong. Sjoe. So jy vir my instaan by jou pa. Dit hang af. Gaan jy my na huis toe vat of nie? Nou ja, buurman. Ek dink jy moet onder die omstandighede my felisitasies aan die professor oordra. Ek's opgekommandeer vir hogere diens. Seker. Christina, maak jy mos vir Yuri? Môre, mevrou. Goeiemôre. Kyk hoe lyk jou klere, wat het jy aangevang? Ek het daar met die motor gery, mevrou. Sy het haar been seer gemaak. O, ek sien.
Kom het ek jou gou help. Kom sit dit, dat ek na jou been kyk. Skoen afkry. Dit lyk my nie, jy het hom erg beseer nie. As jy my sal verskoon, ek sal met die professor gaan spreek. Dankie jy my huis toe gebring het, Snip. Dis 'n plesier as jy bid. Wat 'n troetelnaampies het jy en die man vir mekaar, Christina? Snipper, Risipie. Klink dit vir my as 'n troetelnampie? Enigiets kan 'n troetelnaampie wees. Ek dink ek het jou gewaarsku om hom nie verder aanleiding te gee nie. Hoe lyk hy vir my? Hy's nog heeltemal ordentlik. Jou been keer niks nie, Christina. Dan was dit nie 'n ongeluk nie, né? Maar hoe lyk hy vir my? Toe sê my nou regtig. Waarmee is jy besig? Saar is te lank. En jy hoef net aan sy motor te kyk om sy mentaliteit te pyn. Maar asseblief moenie laat ons nou weer stry nie. Dit is nie eers sy motor nie en hy's baie ordentlik. Hoekom kan jy nie iemand kies van ons eie vriende kry nie? Daar's Konrad Potgieter, professor Potgieter se seun. En daar's David Gous. Hulle is trips maar. Ek en jou pa het jou korrekte Afrikaans leer praat, Christina. Regtig maar. Wat my voorkom asof jy dit as 'n groot avontuur beskou met sulke tipes te my. Hierdie is geen tipe. Wel, ek gaan jou nie let om te sien nie. Want jy's heeltemal in staat daartoe om my wens te doen. Maar ek wil net vir jou sê dat hierdie man nie my goedkeuring wegdra nie. Maar sê my net. Asseblief sê my net waarom nie. Ons het jou in 'n huis grootgemaak waarin jy gewoond geraak het aan 'n sekere lewensstandaard en beginsels. En ek glo nie dit sal inpas nie. Professor? Ja, wat is dit? Ek het die toets misgeloop. Die behoort in hierdie tyd te weet dat alle toetse verpligtend is. As jy 'n toets misloop, is dit jou saak. Maar ek kan verduidelik, professor. Natuurlijk kan jy. Maar as jy my nou sal verskoon, ek is haastig. Gee my net 'n oomblik. Ek kan geen verskonings aanvaar nie, meneer Ranker. 'n Toets is 'n toets. Wat sê jy, Bierman? Ek sien my kanon en Christian. Hoop net kraai doen hardloop. Ah, die meisie met die mooie oor. Gaan dit, meisie? Wat is jy? Soek jy 'n boek? Nee, ek speel klavier, Stadler. Hy is straks haastig. Ek moet jou weer sien. Sê net waar. Ons selfs. Ek het jou gesê, ek is haastig. Hallo? Snip? Rusipit. En waarmee kan ek jou help? Ek het nuus vir jou. Net so ietsie. Jy sê dit nie. Om te dink dat jy die moeite doen om my te bel. Hallo? Verduivelse Rusipit. Ja, Snip? Jou ma jou nie beter maniere geleer nie, Rusipit. Is dit al wat jy te sê het? Wat sê nuus? Wat betaal jy my daarvoor? Sê net. Lekker sjokolade? Sjokolade is sleg vir die liggaam, Rusipit. Ek sal jou koeldrank koop. Okay. My pa het gesê het niks met hom te doen as jy nie daar was om die toets te skryf. Maar jy hom dan nie gesê... Moenie my in die rede val as ek praat, die Snip. In elk geval, toe het ek weer mooi met hom gepraat en hy sal daaroor nadink. Jy's 'n diamant.
Dit was nou die koeldrank. Nou nog die fliek. Van, Môre? top. Jy's baie ongeërg, Kobus. Nou, jy wil toch zeker nie ek moet opgewonden raak nie. Dit lyk my jy het vergeet dat daar volgende maand 'n nuwe dekaan gekies gaan word. Beteken dit vir jou niks? Nou, wat het dit nou met die Sean en Christina te doen, hè? Almal weet jy gaan dit van. En nou ons moet volg oordeel. Daar's baie ander mense wat dink dat hulle gaan gekies word. En niks sal hulle groter genot verskaf as 'n skandaal in ons huis nie. Nou goed, ek het gesê ek sal met haar praat. Kom ons vergeet nou voorlopig daarvan. Dis nou al vir vandag, dames en heren, dankie. Meneer Anker. Dan vrijdag, madame, die toets morgen. Baie dankie, professor. Het jy 'n oombliekie tyd, meneer Anker? Tuurlijk, professor. Ek wil met u praat oor Christina. Ek weet nie eintlik of daar iets tussen u en haar aan die gang is nie. Nie sover ek weet. Verlede jaar het Christina 'n verhouding aangeknoop met 'n werkkundige by een van die vulstasies. Sy het dit net gedoen om haar selfstandigheid aan ons te demonstreer. Ons het haar verbied om my man te sien. Maar vir die lelike ding afgegee. Maar gelukkig het die kerel die posisie begryp. U bedoel, u het met hom daaroor gepraat? Ja, ek het. Het was in sy eie belang. Ek dink sy is weer besig met dieselfde speletjie. Net hierdie keer gebruik sy u gerieflikheidshalwe. Ek sal bly wees as jy sal toesien. Laat sake nie verder ontwikkel nie. Maar is toch onsinnig. Ek bedoel, ek sal dit baie waardeer as ek doen wat ek vra. Maar is niks tussen ons, nie niks. Dis net, ek het aan Fliek toe gevra vanaand. Kan nie braak kop uittrek. Ek is jammer dat sake so ver geworden het. As u nou beloof om haar nooit weer te sien nie. Hoe kan ek zoiets doen? Ons is toch al twee oud genoeg om zelf te besluiten. Ek dink nie is nodig om die saak verder te bespreek nie, meneer Anker. Tot ziens. Besluit Simfonie is beter as Fliek. Julle burgers is opsters vir beeskoop. Miskien maak dit meer indruk op jou familie as ek jou na 'n ordentlike plek toe vat. Jy weet, Snip, jy verbeel jou oor my ouers. Hulle is nie soos jy dink nie. Ek verbeel my nie. Die pa het met my gepraat. Hy was baie ordentlik daaromtrent, maar het sy punt gemaak. Hy het met jou gepraat? Ek sien. Wat nou? Asseblief, Snip. Heb ik iets verkeerd gezegd? Is niks. Ek het net nie geweet my pa het met jou gepraat nie. Jy moet nie maar sê wat aan die gang is nie. Het jou klaar vertel het nie? Luister eens, Piet. Ek wil niks doen wat die lewe vir jou by die huis moeilik gaan maak nie. As dit sal help as ek wegbly, dan bly ek weg. Asseblief, Snip. Doe my nou nog een guns. Kom haal my weer, al is dit net 1 of 2 keer. Nee, my pa moet weet het weer sy sin gekry nie. Jy weet, Piet, daar's 'n bietjie waarheid in wat jou pa gesê het. Ons kom uit twee wêrelde. Jy is in opstand. Jy wil hulle graag skok. Is die waarheid? As jou ma hulle nie van die begin af teen my gekant was nie, dan het jy die eerste tweede keer na my gekyk het. Is dit eerlik jou opinie van my, Snip? Is dit nie so nie? Nee. Wel, jy sien ons posisie. Dit help nie eers ons praat verder daaroor nie. As jy nie omgee nie, Snip, dan kan ons my huis toe gaan. As jy wil. As jy regtig wil. Wat bedoel jy? Vir hierdie een aand het ek klaar betaal by jou pa. Alles is die laaste aand, kom ons geniet dit.
Je ma net nie onverhoeds hier afkom nie. Jy nie ook 'n sigaretjie nie? Nee, sissie goed stink. Mens kan net sowel pruim. Nou wat is nou eintlik verkeerd met 'n pruimpie? Ja, toe maar, ek weet vandaar ek weet. Leer jy? Ja. Ek jou jare gehad, was ek nie so dom nie. Om my tyd te mors op boeke nie. Hoekom gaan sit jy nie 'n bietjie plesier nie? Loop bel vir Yuri. Wat? Hy is vol kompleks oor ma en pa. Jy meen, alles vol kompleks. Luister jy nou van my kind. Jou ouma is nie van gister af in hierdie lewe nie. As jy van hom hou en hy hou van jou, dan vat julle mekaar. Dis nie so eenvoudig nie. Natuurlijk is dit. Wat kan jy nie fluit of iets nie? Dit is maar weer skelm en rook. Een vir die dag van ma vir ouma. Kom ek my keps. O ja, kraai, Yuri sê groetnis. Groetnis? Ag, jy lieg man. Reg man, ek sal mos nie oor so iets hier ook nie. Sien jy? Waar het ek jou gestel? Tulip. Gaan bel vir Yuri. Ja. Wat is? Nee, nie juist nie. Kom. Ik ben net gewonnen. En jy? Jy sal verbaas wees wat ek alles glo. Maar ek glo in elk geval nie, dis iets wat sommer so gebeur nie. Ag, ek het geweet jy sal wel 'n gap soek. Ek klink hier baie jammer, hè? Waar het sê kussie? Ek het 'n glyn ouens wat die eerste aan my oë wil kyk en my toekoms vir my wil voorlees. Hand op die hart, Resipin. Jy's 21. Op 21 het die meeste meisies al groot planne. Ek gaan nog 3 jaar swaar. Maar dan is jy 24. Dis nog nie ou jong nou nie. Dis vir jou om te besluit. Kyk, snip, baie kan nog gebeur. Kom ons wees nou eerlik met mekaar. Ek hou van jou. Maar Dis reg. Maar ons ken mekaar skaars. Oor 'n week of wat besluit jy hou nie van my nie? Of ek besluit ek hou nie van jou nie. pas my, Resipin. En buitendien, ek was so effens bang jy het my vir jouself uitgemerk. Julle vroumense is geneig om dit te doen, hè? Sis tog snip. Jy sê jou wat verbeel. Inkies, dapenderij. La, gaan er voorbij. Daar ga je dan toe. Kwak, kwak, kwak. Waar is die boere? Ek het nou vergeet. Snip. Christina, oor die velde sing die somerwind sy lied. Christina,
Is jou glimlach net 'n deel van jou verdriet? Is die glans in jou oë net die spieelbeeld van verlange in jou hart? Of dalk net 'n skemering van môre se diepe smart? Christina, Christina, Christina. Ja, meneer Anker, dit dan wat die mondeling betref. Dan is daar 'n ander saakie waaroor ek graag met u wil gesels. Ek het natuurlik in die persoonlike leer gekyk en ek merk dat u nog elke jaar die Auerbach-beurs gekry het. U weet ook dat ek betrokken is by die toekenning van die beurse, né? Ja, professor. Ek sal u dus baie kan help in verband met die beurs volgende jaar. Dit wil sê as u natuurlik hard werk, hard genoeg, en na my mening u algemene gesindheid te regverdig. Dankie, professor. Dan is daar nog die ander saakie. Christina. Ek verneem dat julle mekaar nog steeds sien. Gee om as ek eerlik met u is. Tuurlik nie. Ek en Kraai, ons sou nooit in mekaar belang gestel het. As dit nie vir die teenkanting was nie. Ek is nie van plan om my kinders se opvoeding met u te bespreek nie, meneer Anker. Professor, kan ek u net een vraag vra asseblief? Waarom is ek as mens vir u onaanvaardbaar, afgesien van my agtergrond? Ek gaan u nie ten volle my antwoord nie. U as persoon het niks met my houding te doen nie. Nou verstaan ek alsnog minder. Dis 'n persoonlike kwessie waarmee u niks uit te waai het nie. Hoe kan u sê dit niks met my te doen nie? Dis my geluk. As ek sou voortgaan om Kraai te sien. Meneer Anker, ek sal vergeet wat u nou gesê het. Maar moet niks doen wat die beurs in die gedrang bring nie, hoor. Ek is bitter jammer dat dit die houding is. En ek is nie van plan om u sin te gee nie. As u my sal verskoon, ek het baie werk. Ja, Snip? Russie Piet, ons moet praat, ek en jy. Mens kan maar sê ek en jou pa het 'n ligte potjie geloop. Oor die mondeling? Nee, oor jou. En? Ek moet maak soos hy sê, ek kry nie die beurs vir volgende jaar nie. Nou ja, wat gaan jy nou doen? Luister, wil jy of wil jy nie ons moet mekaar skelm ontmoet as dit nie anders kan nie? Ek weet nie van die skelm nie. Wie is dit? Ek weet nie. Ouma het seker vir haar kerel ingeskap. Kyk, Resipet, ek gee nie om of jou pa die professor, die dekaan of die rektor is nie. Ek wil jou sien en ek wil met jou praat. Daar's geen sin om die beurs te gaan wegsmy nie. Maar ek sou help as jy nie beurs kry nie. Jy my help. Wat kan jy doen? Ek sou vir jou gaan werk, Snip. Byt nie gelus vir nagraads nie. Ek sou vir jou geld leen. Jy kan dit later terugbetaal as jy wil. Dankie, Resipet. Ek waardeer dit. Maar dit sal nie nodig wees nie. As ek nie die beurs kry nie, is ek weg. Ek sal nie toelaat dat jy gaan werk om my klasgeld te betaal nie. Luister, Snip, moenie so hardkoppig wees nie. As my pa sien ek is ernstig, sal hulle my los. Ek het jou al van tevore gesê, Resipet. Ek wil nie die oorsaak van oneenigheid in julle huis wees nie. Moenie 'n lafhart wees nie, Snip. Jy is onnodig skerp, Resipet. En jy is so nodig pap. Dis een ding wat ons armes baie vroeg in die lewe leer, en dis wanneer om te beklei. Jy beklei nie as jy weet jy gaan verloor nie. En jy sal moet besluit of jy vir my gaan beklei of nie. En jy moet nou besluit. Ek sê vir jou beklei, Resipet. Maar nie waar en wanneer jy vir my sê nie. Dan is ek klaar met jou. Ek het van kleins af gaan smaak vir 'n pabbroek nie. Ek kan jou nie keer nie, Resipet. As jy môre agterkom jy het 'n fout gemaak, jy weet wat ek is. Ek sal nie kruip nie. Kruip jy maar, want jy's daaraan gewoond. Kruip, Snip. Dit pas by jou geaardheid.
ons gesê nie. Nou maar van wanneer af moet ek my sake met julle bespreek? Toe ek hier by julle kom bly, het jy en Koos die ewe sede gesê ek moet maak of dit my huis is. Ja, maar ek wil weet wat ma se reëlings is. Ag, nou ja, toe maar buitendag as maar net vir 'n heen en weertjies hierso van lig te begaan. Kraai. Kom ontmoet vir oom Hermanus buitendag. Hy het vir ouma 'n bietjie kom kuier net so vir 'n maand of so. Is dit jou naam? Kraai. Nee, dis sommer maar 'n bynaam wat ons vir haar gegee het toe sy 13 jaar oud was omdat sy die ene bene is. Kom ons gaan in. Koos, bring die handsak. Maar maak vir ons daarop 'n waarskuwing. Ou man, gaan nie vandag onder my dak slaap nie, Kobus. Ek gee geen tyd om of jou ma genooi het of nie. Kraai? Bel vir hierdie en sê ek kan maar vir ouma vir buitenbak kom haal, ons is nie klaar. Hierdie is uit, ouma. Uit? Ag, nie vir ouma so 'n skok gee nie. En wat is dit nou as ek mag val? O, jou pabroek is so kom. Jy weet dit. Nou maak jy 'n groot fout. Jy sal nooit weer so eene kry nie, nooit weer nie. Maar ouma sal met hom praat. As ouma met hom praat, dan hoef ouma my nooit weer iets te vra nie. Dis uit tussen ons en dis finaal. Ag, dit is sommer alles nonsens hierdie. Ouma sal dit regmaak. Dit lyk maar 'n vuil plek hier. Jy moet tog maar oppas wat jy hier eet. Jy weet dit kan 'n mens se maag so omkrap. Maar ja, Frankie, jy kan nou maar ry. En sê vir jou ma, sy het daarvan niet so ontstel. Ek het meer as 14 dae gelede af van buitendag die plek hier bespreek. Jesus, maar ouma het amper oorlog veroorsaak. Tot ziens, my kind. Kraai. 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 Jy nou wakker? Kom, help my man. Jou ma het my uitgesluit. Ja, ouma. Kijk, trek. Eet. Steek toch gou vir ouma se gereedjie aan kinders mee. As my hierdie sigarette in die laai kry, gaan ek daar 6 ouma se. Ma se gaan in jou laie krabbe. En sê nou eers vir ouma, wat is dit met jou en Yuri? Ons is eintlik al. Ek sou bly as ouma 'n ander plan vervoer sou maak. Hierdie is seker ek die enigste ou met 'n karry. Ek wil ook hê ons familie moet besy ook kykie. Dis nou die een seun op wie se oë ek graag sal wil kyk. Ek sê julle kinders ook nooit verstaan nie. Wat is dit nou met julle? Alles het so goed gegaan. En toe gesaan jy nou 'n uitval met hom en nee. Môre is jy die mondigwordingspartytjie en dan is hy nie eers op jou partytjie nie. Bijna. Niks sammer nie. Alles bij. Goeienaand. Moet wat ek sien? Ja, wat het sy nou weer ingesleep? Weet jy, sy het maar partykeer sulke slegte smaak. Aandag asseblief, dames en heren. Ja, ek wil graag iets sê. Ek wil net vir my dogter gelukwens met haar 21ste verjaardag. Met ander woorde, haar mondigwording. Frans, geef vir ouma nog 'n glasie van die goed. Nou pas ek so suinig. Ouma die vent gesien? Ja. Ons wil iets maar doen, Frankie. Hy kom net alles hier bevoeder. So dan, ouma? Nee, dankie. Dankie. Kies? Ja. En wie as ek mag vra, is dit nou weer? Waar is meneer Anker?
Ek dink hy's dorp toe, meneer. Hy het my nie gesê nie. Jy sê slaaf en hy praat nie eens met jou nie. Het jy vanoggend die stoel skoon gemaak? Eergister, meneer. Het jy vanoggend vir my weggeslaan? Meneer? Het jy vir my toebroodjie kamer toegevat? Ja, meneer. Dan kan er net één ding wees. Kraai se gevoelens het skielik afgekoel. Weet jy iets af? Meneer Anker het niks gesê nie, meneer, maar gisterand by Kraai se partytjie. Toe het sy met daai mislike Piet Stadler rondgevlend. Ek tog so. Nou wat kan ze maken, Fantje? Ek weet nie, meneer. Kraai is nie my luister nie. Sy jak my net altyd af. Ja, maar het is maar een plan maken met die Stadler, hè, Fantje? Moenie waar nie, boet, die papi is betaald. Soek jy my, slaaf? Ek wil met jou praat oor Kraai, Juri. En die skielike familiariteitslaaf? Ek kom nie grappies maak nie, Juri, ek's ernstig. Jy maak 'n groot fout. Jy en Kraai het goed klaar gekom en toe julle soos weerlig uitmekaar en nou sleep sy met Stadler. Jy bluf niemand nie, sy ook nie. Dis my ongelukkige plig om met die slaaf saam te stem, dierman. Wil jy mos hier die tyd? Loop praat met haar. Dis sy wat dit uitgemaak het, nie ek nie. Ek ken haar, Juri. Dis nie oor sy van Stadler hou nie, dis om jou te vermaak. As sy jammer is, kan sy my bel. Dis waar jy fout maak. Kraai het nog nooit in haar lewe om verskoning gevra nie. Dis haar saak, slaaf. Party was ek vanmiddag petrol ingegooi. Hoeveel keer het jy die slenter al met 'n meisie probeer, Stadler? Sal jy asseblief stil bly? Wel, wat gaan ons nou maak? Dit was minstens 15 myl van die stad af en is 'n stilpad. Alles perfek, Stadler. Alles het net so uitgewerk so wat jy dit beplan het. Dink ek is gek, meisiekind. Hoe moet ek self hier wegkom? As ek wil gehad dat die kar moes gaan staan, kon ek iets anders uitgedink het. Sy het weer vanaand saam met die lys gaan ry. Ek het gedink meneer sal miskien wil weet. Ja, ek stel nie belang nie. Is daar nog iets, slaaf? Ek het gedink meneer moet miskien weet. Ek en Christian het die lys petrol afgetap. Blikskottel. Nou, dis 'n sot ding wat jy gedoen het, hè? Ek dink jy beter my motor vat en loop al jou suster slaaf. Sy's kapabel en dik as ek. Meneer sal moet saamkom. Die batterye is pap, ons sal die stoof van die brand ontstoot. Weet jy waar hulle heen is? Ek het 'n idee, meneer. Wat soek jy hier, Anker? Is dit jy wat my petrol afgetap het? Ek sien gekkie. Nou ja, nag, ons het jou nie nodig nie. Kraai is reg. Kan ek jou help? Anker. Ek het gesê nag. Ek sal ry wanneer dit my pas. Tel 3 as jy in jou kar. Wag 'n bietjie, Piet. Hoe het jy geweet ons staan hier? Was dit jy? Ek's nie kinderagtig nie. Ja. Hoe jy geweet ons is hier, hè? Hou op, Piet. Jy sien dit betaal julle onderdopse ouetjies nie om met die starters in te meng nie. Jy gaan jammer wees. Ek wil dit jou op julle barbaarsheid. Vanaand pak ek jou vrek, Anker. Mos wat hy wil hê. Daar staan nie, kom help my met hom. Hy maak hier niks, hy's net luitser. Yuri, jy moet liewer ry. Ek dink my pa was reg oor jou. Luister, Resipet. Nooit weer vir my sê Resipet nie. Dis iets wat verby is. Vir altyd verby is. Verstaan jy, Yuri? Verstaan jy? Frankie, op je reis toe. Dat is het minste wat je kan doen. Koos, gee gou vir ma 'n sigaret. Hoe nou, man? Word jy nou nog doof op my kant? 'n
sigaret asseblief. Gee sommer vir kraai op. Maar, wil ma nou vir my sê dat ma vir Christina leer rook het ook? Ek het toevallig al gerook en nie daarvan gehou nie. Dis alrede waarom ek hier rook nie. Nie oor pa my belet nie. Maar, mense, wat gaan in hierdie huis aan? Liever Christina, kom ons weg. Ek wil saam met jou en Stadler by die Lucieshuis gaan. Nie dat ek van haar vent hou nie. Jullie en ek het juist gister over gepraat. Ouma, wat? Ek het hom presies gesê wat in hierdie huis aan die gang is. Ek sal dit waardeer as ouma se neus uit my sake sal uithou. Ma, vir die eerste maal stem ek volkome saam met Christina. Ma is 'n bemoeisieke ou wysneus. Wil jy vir my sê ek is nie in jou huis welkom nie, Koos? Maar dis nie wat ek gesê het nie, ma. As jy op ma begin vloek, dan weet ma presies wat om te doen. Ek sal my tas gaan pak en by die Lucieshuis intrek. Maar laat nie op ma vloek nie. Kraai, sal julle my wegneem of nie? Natuurlijk, ouma. Maar ma, asseblief, moenie haastig wees nie. Dit help nie nou nie, dis nou te laat, Koosie. Maar weet as sy nie welkom is nie. Kom, Kraai. Goed, ouma. Wat maak jy môre aan, meisiekind? Môre aan uit, Piet, ons bou vroete vir die jou. Wie's ons? Almal van ons, al die studente. Is hy ook daar? Seker ek nie. Jy moet net een ding onthou, meisiekind. Jy's nou myne. Jou anker se ding is iets van die verlede. Kyk. Ek het iets saamgebring. Dis 'n verloving. Sy gek, Stadler. Hoe net jy moet weet, meisiekind. Enige dag jy reg is, kan jy hom kry. Nee, dankie. Vergeet dit. Hallo, Kraai. O, hallo. Ek het jou nie eers gesien nie. Nog net so blind soos altyd. Vat daai tang by jou, Christian. Ek klim hier op na my toe. Na jou toe? Nee, dankie. Ek sien Bobbiani. Laat Christian toe. Luister, as jy ons wil help, dan moet jy nie kla nie. Jy het geen erg aan my geselskap nie, Jie. Dis vir jou wat hy daar boos soek. O, wie sê om my rond te order? Daar's baie werk en die nag is kort. Ek laat my nie deur jou voorskryf wat om te doen. Ons staan aan net een kant toe. Eintlik het ons nie jou hulp nodig nie. Ag, jullie bedoel dit nie regtig nie, Kraai. Tuurlik bedoel ek dit. Skoort as jy nie wil help nie. Toe, loop nou. Wat wag jy? Nou het jy droog gemaak op hier. Nou? Ry ek sy later vertel. Dis afgehoor. Was dit Yuri Anker? Ja, dit was Yuri Anker. Ek het jou gesê van Yuri Anker, maar jy wil my nie glo nie. Ek gaan hom reg sien sommer. Nie los hom. Jy daai ring by jou. Verloofing? Ja. Natuurlijk, ek moes het gesê. Geen meer. Toe, ry nou. Bedoel jy dit? Anker, kan jy nie jou groot pote van my voete afhou nie? Dis jammer. Nou ja, is goed, ek wil jou optog sien. Ag, vlieg in jou kanon en Stadler. Kom met, kom ons waai. Waar in die ring, Kraai?
Jy sal nie weet wat dit is nie. Die ou mense het 'n verloofring gedoen. Ek sien nodig om my keel af te kan. Los haar. Sy het seepsoda gehad vir breakfast. Kom ons waai. Ja, skort voor ek jou reg sien. Jy kan nie 'n veldmeis vir 'n TikTok in die stad hê. Ek ignoreer hom. Ek soek net aandag vir sal. Is laat. Dag jou vrouw om 10 uur te komen. Klas gehad. Wil jy iets drink? Nee, dankie. Ek wil nie my tyd verspeel nie. Nee, dankie. Ek wil jou net iets vra. Nou ja, wat is dit? Is dit nodig om so kort af te wees? Ek het my reeds verneder om jou te kom ontmoet. Moet dit nie vir my moeiliker maak nie. As jy dit as vernedering beskou om by my gesien te word kry, dan het ons niks verder om te bespreek nie. As jy wil met my kommunikeer, stel dit op skrif. Sit, Yuri. Jy nie wip soos 'n kind nie. Ek het jou gesê ek het nie baie tyd nie. Dis oor my ouma en julle kar. Ek wil jou net vra moenie weer julle motor vir haar leen nie. Dan het jy nog skynheilig ook geword. Wat jy bedoel is, jy wil nie hê jou ouma moet in my kar ry nie. Nie kinderagtig wees, Yuri. Wel, ek sê jou net. As ek jou ouma wil rondkarwei, dan doen ek dit. Jy's hardkoppig, hè? Jy vergeet jy kan groot teëspoed kry. Soos wat? Soos jou beurs verloor. Dan het jy nog 'n klein afperser ook geword. Jy en Piet Stadler pas goed by mekaar. Wanneer het jou? Jy misgis jou as jy reken ek het nog die minste gevoel vir jou kry. Die dag toe jy aan Piet Stadler verloof geraak het, dit was die einde. Dis iets wat jy nie ongedaan kan maak nie. As net soveel jou skuld as my skuld. Nee, kry. Jou besluit neem myself. Maar Piet Stadler, jemmel, moes jy hom kies? Dis my saak. Ja, dis seker. Wel, dan het ons niks verder om te bespreek nie. Nee. Israel is relying on its well-trained army of 300,000 soldiers. Ek het jou gesê jy moet ontmoet nie. Ek het jou gesê dat toevallig glo jy my nie. Another exhibition, this time at the Petit Palais, shows us the vision of Jean Fleury. Ja, and here we bring my see that vinger nature vergeet my copiers can actually transcend nature and give their work. Ek dink jy het my gekoop met daardie ring nie, Piet. Stadler het nou net vir Christina hier buite afgelaai. Ja, dan kan ek hom sommer vra om in te kom. Nee. Jy kan later met hom praat. Vanaand sit ons en Christina. Hallo. Christina, moenie kamer toe loop nie. Ons wil 'n bietjie met jou gesels. Dis tog nou weer. Kom Wie sit. praat jy? Kom sit, Christina. Ek en jou ma het 'n bietjie oor jou gesels. Kom sit. Ons voel dat hierdie affære tussen jou en Stadler reeds te ver gevorder het. Wat beteken dit? Dit beteken eenvoudig Dit dat beteken nie eintlik iets nie. Jy het ons te lank ontwyk by die verloving. Ons wil eintlik weet wat jy beoog. Pa weet tog wat beteken 'n verloving. Oor my dooie liggaam gaan jy met hierdie man trou. Jy was hierdie week elke aand saam met hom iewers heen. Jy nooi hom nooit in nie. En jy sê nooit vir ons waarheen jy gaan nie. Sê vir my. Is jy skaam om hom na huis in te nooi? Skaam? Moenie my laat lag nie. Kyk, ons het nou genoeg verdra. Jy en die man gaan uitmaak. Of jy soek vir jou ander huisvesting. Ek is nie bereid om jou swak maniere 'n minuut langer te duld nie. Moenie haastig wees nie, Elise. Christina, kan ek vir jou een vraag vra wat jy eerlik moet beantwoord? Hang af. Dis nie 'n strikvraag nie, my kind. Al wat ek wil weet is ja of nee. Het jy vir Stadler lief? Ek het pa nou net gesê. Net ja of nee, my kind. Ek hou van hom. Maar daar is dosyne mense van wie ek hou. Ek gaan nou kamer toe. Ek en nou lank. Bly sit. Jy kan nie van alles en almal in jou lewe af weghardloop nie. Moet ek vir jou sê waarom jy daai ring dra?
Dis om Judy Anker seer te maak, is nie waar nie. Jacobus, hoe min ek ook al vir Anker hou. Hy kan nie geblameer word vir die verloving tussen Christina en Stadler nie. Maar sê jy my 'n kans gee asseblief, Elise. Piet Stadler sit nie sy voet weer in my huis nie. En ek belet jou om hom weer te sien. Maar moenie dit ons nou op 'n botsing afstuur nie. Ek sal aanhou om te sien en as ma my probeer keer, dan sal ek vir my ander Lucies kry. Ek kan altyd gaan werk. Maar my nie dwing om die huis te verlaat nie, want ek sal dit doen. Goeie, Mevrou Burger, ek dacht ek het gesê, dat mag nie vrouens in die man se slaapkamers kom nie. Jy's 'n mooi een om te praat, Mrs. Hill. Kyk na buitendag. Dis jou kos wat dit gedoen het, jou kos. Ek het gesê, so Lucies, as hierdie nie ouwe te huis nie, ek het vir jou gesê, die dag toe jy hier ingetrek het. Nee, jy moet nie dink ek weet nie hoe vieslik is dit naai kombuis van jou nie, dis die ene kakkerlakke. Ek sal die gesondheidsmense jou plek laat toemaak. Ek laat my nie vermaak nie. En jy kan maar jou goedjies pak en trek. En nie een van jou meide het dit pas nie, nie een. Maar ek sê ons vir jou pak en trek. Ek sal die plek laat toemaak. Wie dink jy miskien sal maar jou speel? My seun is professor aan die universiteit. As die polisie nie na my wil luister nie, dan vertel ek vir hom. Ek laat my nie so maklik afskrik nie. En as jy nie binne 2 uur uit jou kamer uit is nie, dan gooi ek jou tasse in die straat. Oh, nee. Dag, ma. Dag, Lucie. Maar nou is maar daar moeg. Ek sou maar terug. En nou, ma? Dankie, meneer. Nee, maar. Ek kry ouma se tong hang nou uit van die dors. Haal jy nog vir ouma 'n lekker koppie tee. En bring jy sommer 'n bord van haar die klein koekies van jou ma op. Okay, ma. Jy moet dit dan regtig waardeer dat ma so opoffering maak vir jou en vir. En wat het maar het besluit om terug te kom? Ag, kind, ek het begin sleg voel dat julle sommer hier so uitgelos het. Dit was dan so selfsugtig van ma geweest. Toe ek maar besluit om weer terug te kom en nie by julle te kom bly. Julle sukkel tog soos ma weg is. Ek kan nie onthou dat ons jou so sukkel. En ma meen toe, dis al lekkerder by ons, né? Kwessie, as ek jou nou nie so jammer gehad het nie. Waar bly daai kind tog nog met die tee? Skryf wel voor ek kyk. Gee my daai skil. Waar lê nou maar? As jy net weer omkyk kan dan loop ek hierdie skil na haar bakkies. Hey, wat kyk jy? Jy het verloor. Dis reg 'n puntjie, Sam. Maak ek weer 'n puntjie. Sy probeer my business kyk omdat ek nie vir haar in die lys van Romeis koop nie. Nou beter nie help. Nee, jy wat gooi dit groter. Maak 'n jet puntjie. Kyk die muscles. Oei, Tarzan, flex jou muscles, flex hulle. Ja, hy skuld gekry. Anker, is dit jy? Maak 'n afspraak as jy met my wil praat, Piet. Dan sit, ons kan nie sien nie. Kom saam af onder, ons kan nie hier stry nie. Wat bly, Piet? Die mannetjie raak gans te groot vir sy skoene. En buitendien, Anker, ek en jy het nog 'n appeltjie te skil. Hy het 'n appel geskil, Tarzan het 'n appel geskil. Ek Tarzan jy Jane. Hallo, Black, ons kom nader vind. Kyk die muscles. Flex hulle, flex hulle. Ek het niks meer met julle kinderagtigheid te doen nie, Anker. Ons sal mekaar weer sien. Enige tyd, enige plek, Piet. Dan maak ons weer soos nou die hand, hè? Nee, sou jammer wees. Sien jy wat so sot is, Anker? Sien jy? Ek wens jy wil ophou kerm oor hierdie Anker. Net omdat ek die waarheid praat. Piet, ek begin nou moeg word vir jou kleinigheid. Wat wil jy hê, moet ek my in 'n klooster toesluit? Ek sal praat en meng met wie ek wil. O nee, jy sal. Luister. As Julie Anker naby jou kom, as hy naby jou is. Ja, wat dan? Ek sal sy nek van hom breek. Jy vergeet wat die vorige keer gebeur het. Ek het jou al honderde male gesê ek het my kop teen die kar geval. Ek het jou al 100 keer gesê. En nou vir jou.
Is dit regtig al 'n manier waarop jy jou wederwaardigheid kan bewys deur jou vuiste te gebruik? Ja, maar hy soek my. En ek waarsku jou. As hy sy voete naby jou sit, sal ek met hom werk. Hoe meer ek van jou ken, hoe meer besef ek het 'n fout gemaak om jou rond te sit. Vat hom. Ek is nie so met geweld saam grootgemaak. Vat die ring. En wat van ons verloving? Dis verby, Piet. Wat bedoel jy verby? Niks is verby. Jy het my ring aangesteek en jy sal hom aanhou. Dis waar jy 'n groot fout maak. As jy probeer om vir my kwaad aan te doen, of vir Yuri Anker, dan gaan jy groot diens moet kry. Vat my huis toe. Nou dan was dit altyd Yuri Anker wat agteraf by jou aangetrek. Jy het 'n obsessie oor Yuri Anker. Vat my nou huis toe. Kraai. Jy kan maak wat jy wil. As jy jou nie los nie, jy's myne, verstaan jy? As jy jou nie los nie, solank as wat jy lewe. Jy belief. Dis goed. Ek het Anker wil praat. Jy praat nou met jou klein boetie stadlery was eers hier. Loop maar, Christian. Ek sal met die gorilla praat. Jy moet nie my soek nie, Anker. Ek het gekom om te praat, maar jy moet nie my soek. Kyk nou eens kyk ons. Kyk hoe bewe ons. Vir jou ignoreer ek, boetie. Ek en jy sal later praat. Anker, ek het net gekom om vir jou een ding te sê, dat daar nie later 'n misverstand gaan wees nie. Jy bly weg van Kraai af, verstaan jy my? Piet, laat ons nie doekies omdraai. Jou hande juk vir my. En jy gaan nie rus voor jy 'n verskoning het om my te voeder nie, né? Nou ja. Kom ons maak die ding uit, Piet. Vir eens en vir altyd. Laat ek sien. Lyk vir my hy's 'n gewrig gebreek, buurman. Dis jammer. Nou gaan die ding nog verder smeel tussen ons, hè. Vanaand moes ons die ding uitgemaak het. So jy hou daarom so 'n bietjie van my, Jat. Ag, maar nou nie weer met jou vrypraatjies begin nie. Ek het jou die ander dag gesê jy's te oud vir my. Jattie, ek het nou so gedink. Ek het nog 'n jou plaasie op Lichtenburg. As ek en jy trou, kan ons lekker die laaste dae van ons lewe daar saam sluit. Buitendag ek jou al klaar gesê, ek hou my nie met vryelige mans op nie. As jy jou lewe wil sluit, sluit hom. Hier is ek by die 50 en ek het nog nie eens 'n striptease gesien nie. 50? Jou seun Koos is by die 50. Jy bedoel seker 70. Ek loop sommer. Nou, ek sê vir jou nou hoor, ek vat my geld en ek klim op 'n vliegskip. Hier kan hulle gaan plesier nie. Hulle trek tot die beelde aan. Nou is jy ligsinnig. Sal ek my nou van 'n krok soos jy laat voorsê? Jy staan met jou een voet in die graf en dan wil jy my saamvat. Mens praat nie so van 'n graf nie. Het jy jou begrafnisboekie laat nasien? Jy gaan hom baie gou nodig kry. Nou is jy ligsinnig. Jy's goddeloos. Ek gaan jou predikant bel en hom vertel jy van. Toe, doen dit net. Dan wys ek hom elke en ieder van daardie verspotte vrybriewe van jou. Jy het seker vergeet wat jy geskrywe het, né? My ou harte diefie, my koekerliefie, met jou ou suikerhandjies. Wat dink jy gaan hy daarvan sê? Dit het niks met hom te doen nie. Dis my saak. En jou predikant. Kom, ons loop. Klim aan meisie. Ek die toeterblaas tot jy inklim, wil jy?
met jou praat oor ons verloving. Daar's geen verloving nie, Stadler. Daar was nooit. Jeroen gedra, maar dit was al. Ek net kom verskoning vra kry. Miskien pas ek bietjie jaloers en so aan. Maar dis Anker. Maak my behoorlik gek as ek net aan hom dink. Ek het net niks meer oor te praat nie. Vat my nou asseblief huis toe en los my uit. Kraai. Ek sal opmaak vir alles, regtig ek sal. Ek kan my nie so los nie. Ek kan nie sonder jou klaarkom nie. Kan ons nie asseblief nog net een keer probeer nie? Nee, gek van jouself maak jy, Stadler. Kom maak jy so met my, sê my net dit. Ek is lief vir jou, Kraai. Ek sal enigiets vir jou doen. Enigiets. Ek sal moord pleeg vir jou. Typies van jou om in terme van moord te dink, Piet. Ek het nog nooit iets vir jou gevoel nie. En ek sal ook nie. Dis Anker, nee. Dis Yuri Anker. Dis wat dit is. Ek het jou gesoek, Yuri. Sê hulle my is hier. Ek wil net kom verskoning vra vir Strand se ding. Dis al wat ek wou sê dan. Dan loop ek maar. Jy het niks om 'n verskoning te vra nie, Kraai. Dit was geen jou skuld nie. Jy soek al lank al 'n rede om my terug te kry. Moet sê ek het jou vriend effens onderskat. Is nie my vriend nie. Nie meer nie. Voel jou gesig? Nie te erg nie. Dis die lyf wat die seerste is. Ek hoor Piet het sy gewrig gebreek. Ja, ons moes hom hospitaal toe vat. Jammer, ons het nie als uitgemaak gisterand nie. Is daar iets verkeerd? En daar's niks verkeerd nie. Jy weet jy kan nie vir my lieg nie, Kraai. As ek jou kan help, sal ek. Is net Piet Stadler. Ek het die vreeslikste voorgevoel. Jy het niemand om mee te praat nie. Dreig hy jou? Jy jou pa gesê. As het sal help, kan jy my maar vertel. Kom nou, Kraai. Kom nou. Jy is die kind wat van niks of niemand bang is nie, onthou? Jy is Kraai Burger, ou prof se dogter. Ekskuus, ek wou nie by jou kom chunk het nie. Gee jy dit alles vir jouself hou? My pa sal buiten dit nie verstaan. Braaf, hè? Ja, ek hou van brawe meisies. Gaan bars, jy nog net so ongeskik soos altyd. Nog net so russie, Pit. En jy? Snit. Stadler is 'n eislike probleemsnit. Gee maar russie, Pit. Jy kon nou 'n skadeliker plan bedink het as jy my regtig wou vermaak. Ag, hou jou nie eens uit my sak uit. Nee, jou sussie, nie weer 'n slag nie. Ag so. En wat sê jy miskien? Sal maak my lewe net wat ek wil en jy sal my nie keer nie. Sal ekie? Ons sal sien. Wat bedoel jy dan? Presies wat ek sê. Ek het jy die een slag deur my vingers laat glip.
Dis hypotheek, los jou nie weet. O, ek sien. Dan is daar een ding wat ons sommer nou moet uitstap. Jy gaan aan volgende jaar met LOB. En dan betaal jy vir my studies. Korrek? Vergeet dit. Luister, Snip, vir jou doen ek enigiets. Enigiets, jong. Jy bedoel jy het van plan verander oor die liefde? Jy weet goed ek glo nie daaraan nie. Wel, glo jy aan trou? Dis anders. Dis 'n kontrak. My pa het my alles geleer van kontrakte. En as ek die dokumente soort van agter mekaar kry, sê jy saamgaan, hulle teken. Sal die klousules in orde is? Ek sê jou by jou woord hou. Net nie vergeet nie. Even vir die defensie nog 'n aardige stukkie ma wees, soos jy nie brei so jou kind se gerug. Kyk jy daar sy lagbeer. Die ankerman is vir ons Ja, so aanneemlik, toe nou maar maar. Sla in ieder geval nie aan jou steur nie. Groot dinge, Christian, groot dinge. Jy kan maar sê alles is weer opgefiks. Jy bedoel, jy en Kraai? Wel, ek is bly op jy, man. Ek het al net begin 'n moe word vir daai pyn op jou gesig. Spring aan, ry saam. Nee, dankie. Ek loop vandag. Maas kry. Hoe sal ek weet? Ry en vra 'n boodskap gee op dit man. Ry en vra sê Luister, ek dra nie jou boodskap nie. As jy iets vir haar wil sê, gaan sê dit self. Sê jy vir haar. Sy moet in haar spoor trap. Sê vir haar, as jy nie wil hê Anker moet baie seer kry nie, moet sy wegbly van hom. Jy het hom al 2 keer probeer seermaak, Stadler, en elke keer het jy die universiteit geloop. Jullie sê jou opvou en wegbere. As ek hier is, bly ek van hom af weg. Derde keer sal ek nie 'n fout maak jou voorman. Derde keer sal hy nie weer opstaan. Sê jy dit vir hom? En vir jou suster. Lyk dit vir jou, Snip? Jeeg, akelig. Nou kan jy my fliek toe vat. Nee, jou suster, dis jou beurt. Luister, Snip, wanneer gaan ons op Maasdal toe? Wanneer jy sê, Jy gaan? jy hoef nie te gaan oor jy voel as jou plig nie is. Ek wil gaan, Snip. Ek gaan kyk vir wie se seun ek volgende jaar gaan werk. Jy gaan vir niemand se seun werk nie. Seun gaan vir homself sorg. Ag, toe nou man. Wie is ek om te praat, hè? Ag nee, my ding, wat draai jy dan so hier rond? Ek het met Stadler gepraat. Maar hy is 'n man van uiterstes. Hy is tot enige iets in staat. En as hy aanhou om vir jou en vir Yuri lastig te val, sal ek dit kan kry. Vir my en Yuri pa. Yuri was môre by my op kantoor en ons het 'n lang gesprek gehad. En ek moet erken, Kraai was reg. Hy is nog verder. Bedoel pa? Ek bedoel, ek gaan nie meer pas. Dankie, papi. Oh, daar is julle. Kobus, het jy met Christina gepraat? Ek het nou net met haar gepraat. Ah, dan is dit goed.
Ek wil net dat jy weer die geleentheid stel. Ek het vrae gesê dat ek nie weer tussen haar en Yuri sal kom nie en ek dink ons voel saam daar. Jy sal nie daar pad staan. Ek sê nou vir jou. As jy dit nie doen, sal ek. Ma? Sê een ding wat ek sê. Niks op aarde sal die ding tussen my en Yuri die slag kom. Niks. Dankie, Tom. Ja. Ja, man, as jy die dokumente vanmiddag gereed kan hê, dan kan Christina dit sommer kom teken. Baie dankie, hoor. Totsiens. Kraai, ons behoort môre die interdik teenstaat te lê. Nou kyk, as jy en Yuri nou vanmiddag op ons taal toe gaan, dan ry julle sommer by om Tom aan en teken alles. Goed, pa. Baie dankie, hoor. Jou pa laat jou toe met die ding op die pad te ry, hè? My pa is baie permissief, Risiko. Aha. En jou ma? Hoe lyk mens bang? Bang vir julle plotties moet die simpel wees. Dalk hou dit nie van jou nie. Kyk, moet jy nie vir my bang praat nie. Is jy wat bang is om te sê van ons? Ek het hulle gewaarsku ons kom. Ek het hulle gesê jy kom ouers van. So goed. So. Lyk dit nie jy stel meer in die kar belang nie agter ons as in my? Jy weet ek stel meer belang in karre as in meisies. Jy soek moeilikheid. Hy is dronk. Kyk vir die pad op asseblief, Snip. Hier kom hy weer. Hier, draai my baadjie oor jou gesig. Vinnig. Hemel, Snip. Die ongeluk kon vir my gewees het, Christina, as jy net na ons geluister het. Ons het jou hoeveel keer gewaarsku? Asseblief, Elise. Sê dit van Yuri. Jy moet jou nie bekommer nie, my kind. Asseblief sê my die waarheid, ek het 'n reg om te weet. Hy is ernstig beseer, my kind. Dis kritiek. Hulle is nou besig om te opereer. Sal hy lewe? Ek weet nie. Kraai, Yuri se paal is hier buite. Sal ons hulle vir hom in toe kom? Yuri het so baie van jou gepraat, juffrou. Ek is so vreeslik jammer ons moet so kennis maak. As jy iets oorgekom het. Julle moenie verskonings maak vir Yuri nie. Dit was nie sy skuld nie. Ek het altyd gesê hulle moenie die kar koop nie, maar hulle wou nie luister nie. Hy moes teen 'n geweldige spoed gery het. Die ambulansmanne sê dit was 'n reguit oop pad.
Maar ek het Mamy dan gesê van Stadler. Elise, dis nog die tyd, nog die plek om nou te verwyd. Maar ek sê nog, Elise. Dan wag ons weer by die teater. Ons sal weer later kom kyk hoe dit gaan, juffrou. Dankie, Tannie. As jy iets hoor, sê vir my kom sê. Elise, ek dink dit was heeltemal onnodig. Daardie arme mense verdien nie jou insinuasies nie. Insinuasies. Ek was nie bewus van enige insinuasies nie. Bly stil, Elise. Ma's nou altyd hier dik vir jou opgeblaasenheid. Jy's net 'n snop, dis al wat jy is. Ek het 'n baie besige dag agter die rug. Totsiens, Christine. Kom jy, Kobus? Totsiens, lekker. Ek sou nooit kon dink dat die dag sou kom dat ek dit vir jou moet sê, nee, Elise. Jy maak my siek. Werklik? Ja, werklik, Elise. Wat ek al die jare in jou gesien het, weet nigter. Miskien is dit jou ambisie vir my, wat my verblind het. Miskien was ek te onnoosel om deur jou te sien. En hierdie hele uitbarsting, dit het ek gesê dis reguit pad. Dis nie wat jy gesê het, Elise. Jy het probeer om kraai seer te maak. Het jy geen greintjie gevoel vir jou dogter nie? Jy dink jy is alleen wat besorg is oor die kinders. Ek wil ook graag sien dat hulle goed trou en gelukkig deur die lewe gaan. Ek besef nou eers hoe min ons mekaar gesê het. Hoe ek 25 jaar met jou kon saamleef, weet ek nie. Wat probeer jy sê, Jacobus? Ek probeer sê, Elise, ek weet nie hoe lank hierdie huwelik kan volhou nie. En ek probeer sê dat ek nie die minste begeerte het om daarmee voort te gaan nie. Ek het nou weer spek en boontjies staan na inpak. Gee sommer vir my daardie ding aan. O nee, wag. Ek sal dit self kry. Wat weet 'n manne van vrouens en klere af. Kyk aan pap. En as ek nou kan vra, waar gaan maar nou eintlik heen? Engeland toe. Die enige plek waar daar nog 'n bietjie plesier is. Maar ek weet nie wat 'n man gevaar het nie. Maar leef die afgelope week asof dit die laaste week is. Probeer jy nou sê dit lyk of ek halfpad in die graf is? Natuurlijk nie, ma. Maar ek ken ma nie so nie. Maar my liewe ma. Waar is kraai? Sy is weer terug hospitaal toe. Bly omtrent heeltyd by Yuri. Ai. As daardie seun iets moet oorkom, dan weet ek nie. Ag, die arme kind. En Stadler nog altyd op soek. Wat 'n affære. Ja. Ma. Ja? Maar dink maar nie dis 'n ongeleë tyd om nou te beweggaan. Ongeleë? Ek het gedink jy kan nie wag dat ek moet loop nie. Ek dink aan kraai, ma. As Yuri iets moet oorkom, dan gaan sy baie raad en hulp nodig hê. En ma is die naaste aan haar in ons huis. Maar hoe praat jy so Yuri nie gaan regkom nie? Maar ek praat nie sommer so nie, ma. Die dokter sê dis ernstig. En 'n mens moet jou in sulke tye maar reghou vir die ergste. As Elise ook meer van 'n moeder vir haar kind was, sou dinge ook anders te gewees het hier. Sou dit nie vir jou nodig gewees het om daar te sit en my te soe wat om julle kind te help nie. Liewe kind, jy moet nie so sag aankom nie, jy het ouma skoon oor hoeks laat skrik. Wat my keer? Hoekom is jy so bleek? Hoe gaan dit met jullie? Selfde. Ek het net kom skoon aantrek. Ek wil weer gaan. Dink jy nie liewer jy moet maar eers 'n bietjie rus nie? Nee. Ek gaan weer hospitaal toe. Los die kind uit, Koos. Kom sit eers. Ouma, gaan weg. Ja, ek sien. Maar as jy nog vir ouma sal nodig hê, dan kan ek maar nog 'n paar dae wag. Wil jy ek moet nog bly? Nee, gaan maar. Ouma kan nog niks doen. Ag, jy kan nie weet nie. Kan daar miskien iets gebeur dat ouma tog kan. Ek dink nog. Jy moet liewer eers 'n bietjie rus. Al is dit net 'n uur. Ek moet by Yuri wees as hy daar bykom. Sal nie lank wees. Wat sal nie lank wees nie?
besig om dood te gaan. Ag nee my kind. So erg is dit nie, jy sal sien. Hy het 'n kwaai ou weg. Hy sal regkom. Yuri sal nie regkom. Nee my kind. Jy weet nie wat die groot bestel is nie. Dis maar net omdat jy so moeg is dat jy nou swartskalig is. Luister nou vir jou pa en gaan rus 'n bietjie. Sal 3 dae. Hoe langer hy sou lê, hoe minder is die kans. Dus, ek wens daar was iets wat ek kon doen. Jy lyk so of jy nie veel omgee nie. Ek het gedink jy sal huil. Ek en Yuri, ons het die gewoonte te gehad om nie te huil nie, Fantjie. Nie toe ons gesleep het nie en ook nie nou nie. Ek sal nie huil nie. Weer nie. Het jy dan niks van hom gevoel nie? Na Yuri sal nooit weer iemand wees nie, Boet. Ek het so lank hier by sy bed gesit en na sy gesig gekyk. Ure en ure aan mekaar. Ek het so baie tyd gehad om te dink. Vir my hele lewe en oor ons familie en oor Yuri en ek. Ek en Yuri was nooit, ons was nooit sentimenteel nie. Van die begin af. Van die dag daar met die stasie het ons geweet daar's iets tussen ons. So ons so oor mekaar gevoel het dat ons so baie beklei het. Mag nie beklei nie, maar jy weet. Ja, ek weet. Ek hoor hulle gaan weer môre opereer. Wat kan enigiets? Ek voel so oneindig jammer vir jou. Ek voel so machteloos dat mens jou kinders niet sien. Dit voel so of jy wil vergoed. Wat mens so lief. Hou my net vas. My styf vas op die man. Moenie huil. Jy moet sterk wees. Jy was nog altyd die sterkste van ons almal. Ek voel so verskriklik alleen. Ek het nooit geweet mens kan so voel. Dit sal oorgaan. Eendag sê jy kan terugkyk na hierdie dag. Miskien glimlag. Jy sal Yuri sien soos hy was toe julle nog snip maar resiepot was. Die aand met die ongeluk. Hy het my gedwing om sy baadjie oor my kop te draai. As dit nie daarvoor was nie. Ons het hom van die begin af verkeerd beoordeel, my kind. Waar's mams? Ek weet nie. Sy het nog nie een keer vir Yuri kom kyk nie. Jy moet haar nie te kras oordeel. Ek het so gehoop. Ek het regtig so gewens ek kon jy gewees het. Ja.
Dankie. Maar je zit net nie Arabier saam met my in die vliegtuig nie. Ek wil nie uitgebombardeer word daarbo nie. Jy hoef niks bang te wees nie. Dis heeltemal veilig. O, ek is gaan bang nie. Kraai. Ouma laat jou kaartjie hier. So gou as jy reg is, kom jy Engeland toe na ouma. Jy kry al klaar die kleur in jou wange. Dankie. Wag julle, daar's Christian. Ek sien julle later, hoor. Jy moet dit nie so hard vat nie, my kind. Staan daar. Ek word al hom gekry. Kraai. Die hospitaal het gebel, jy moet dadelik kom. Was het? Hulle het nie gesê nie, jy moet net gou kom. Christina, is there something wrong with you today? Christina, why have you turned your face away? Just your smile, just your eyes are enough to show the gift you've made to me. For that, in your face is a picture of me. Christina, was the Sandman in your dream last night?